dankie dat jy ingeskakel het. En ons weet, die Here wil iets doen in hierdie oomblikke. En ons het ook gebid dat hierdie program 'n verskil gaan maak in jou lewe. En daarom wil ons oop wees. Vra die Heilige Gees wat daar by jou is, dat hy net met jou sal praat, dat hy in jou sal werk, dat hy jou ook kan verander, soos hy wil. Ek wil by hierdie geleentheid praat oor 'n ding wat ons almal al bietjie moedeloos was oor. Mense wat beloftes maak. O ja, nee, ek sal dit doen. Nee, ek kom. Nee, ek bel jou terug. Nee, ek sal hierdie vir jou gee. Nee, ek stuur dit vir jou aan. En dan is dit die laaste woord wat jy daarvan hoor. Mense wat so maklik praat, maar nie doen nie. Nou as ek na die Bybel kyk, dan sien ek, dis een ding wat die Bybel baie ernstig oor is. Jou ja moet jou ja wees. En jou nee. So as jy gesê het, dan moet jy daarby bly. Dan moet jy jou beloftes nakom. So ons wil 'n bietjie daarna kyk hierdie geleentheid en ja, dankie vir elkeen van julle wat doen wat die Here sê. Staan verstom ons elke maand deurkom met ons finansies. Dankie dat jy gehoorsaam is. As die Here in stilte met jou praat, dat jy gehoorsaam is. Dankie vir elkeen van julle wat vir ons bid en vir ons bemoedig. Dankie dat ons ervaar dat die Here ook gebede verhoor, dat mense tot bekering kom deur hierdie bediening. Dankie vir ons laat weet wat die Here in jou hart doen. Dankie ook vir oor die wêreldwyd waar mense na YouTube luister en hierdie boodskappe vir ander aanstuur, vir hulle kinders wat oorsee is en die reaksie wat ons hoor dat die Here op 'n manier deur hierdie boodskap in mense se harte indring. En dis ook ons gebed vir elke keer se uitsending en elke boodskap en ook by hierdie geleentheid. Mag die Here ook deur die week, as jy op YouTube is of as jy op sosiale media is met Facebook of X of Instagram. Ons het 'n boodskap hier elke dag en as jy wil hê ons moet dit vir jou persoonlik aanstuur, sê net vir ons op die WhatsApp nommer dat jy dit versoek. Ons nommer hier is 079 195 1586. Nou, ek het gesê ons wil so 'n bietjie kyk na wat leer die Bybel vir ons oor ja sê en nee doen. Oor goedkoop beloftes. Ek sien daar's 'n gedeelte wat Jesus praat oor hoe ernstig dit is dat mense selfs in hulle godsdiens dink dat hulle kan maar net ja sê en dan verander hulle lewe nie. Dat is nie ernstig nie. Dan dink hulle, jy kan vir God om die bos lei en jy kan 'n leuen vertel en die dominee is tevrede en die pastoor neem jou aan as lidmaat en almal dink dit is waar, maar die Here weet is nie die waarheid nie. Ons leef in 'n tyd met 'n kultuur en 'n gemeenskap wat almal wil, as iemand sê, we are people pleasers. Ons wil almal net gelukkig hou. Ons wil vir mense maar net die regte antwoordjies gee. Ons wil net vir hulle sê wat hulle wil hoor en ons sal nou nie vir hulle wil teëgaan nie en ons praat maar saam. Maar ons doen niks. Ons praat net leefwoorde. Dit is ongelooflik dat mense besighede beloof jou. Hulle sal die kwotasie stuur, hulle sal kom opmeet, hulle sal vir jou kom help met die regmaak, hulle sal dit, hulle sal dat. En dan kom hulle nie. Of hulle sê hulle kom 5 uur, of hulle sê hulle kom 3 uur, dan kom hulle 'n uur of wat later. Mense praat maklik, maak maklik beloftes. En ongelukkig is dit gevaarlik, want ons doen dit naderhand ook met God, en dink, ons kan vir hom om die bos lei. Ja, ek moet net vir hom ook tevrede hou, soos wat ek maar net aanvaarbaar wil wees by mense, so wil ek maar net die regte goed sê, en die regte goed voorgee, dan doen ek dit naand met my geestelike lewe ook, en ek sê, Here, Here, maar ek doen nie sy wil nie. Kom ek lees vir jou net hoe Jesus dit baie ernstig gestel het, in Matteus 7 vers 21. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie. Maar net hy wat die wil doen
van my Vader wat in die hemel is. Baie sal daardie dag vir my sê, Here, het ons dan nie in U naam gepreek nie, deur U naam bose geeste uitgedryf en deur U naam baie wonders gedoen nie? Dan sal ek openlik vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my af, julle wat die wet van God oortree, julle wat verkeerd lewe, julle wat mooi praat, maar niks doen nie, julle wat voorgee, maar nie opreg lewe nie. Julle wat sê, Here, Here, julle praat saam die kerktaal en Christianies, maar o nee, die wil van die Vader, vra opoffering, vra eise, vra aksie, vra verandering, vra bekering. Daarvoor sien ons nie kans nie. Geliefdes, kom ons kyk net 'n oomblik na die Bybel en dan sal jy sien hoe dat Johannes die Doper, toe hy begin preek het en die pad vir Jesus gelyk gemaak het, was dit sy boodskap. Julle moet nou ernstig raak. Julle moet nou doen wat julle sê. En hier kom 'n klomp mense en fariseërs en ander kom en wil hulle ook by hom laat doop. En Johannes sê vir hulle, dis 'n bekeringsdoop. As jy jou laat doop, is dit 'n teken dat jy gekies het teen sonde en dat jy nou voluit vir die Here gaan lewe. Nou sê hulle, waar is die vrugte? Johannes die Doper sê, dit help nie jy sê, Here, Here, maar jy doen nie die wil van God nie. Jy moet die vrugte dra wat by die bekering pas. As jy kom vir die doop en jy kom en jy reageer en jy sê ja op bekering, dan moet jou lewe dit wys. Dan moet jy verander. Wat het gebeur na jou bekering? Nou sê hulle, maar wat vrugte moet ons dra? Hoe moet ons verander? Dan sê Johannes vir hulle, jy weet, as jy iemand sien wat swaar kry en wat sukkel, gaan help hom. Jy is mos nou 'n Christen, geef hom. Offer op vir hom. Hy het behoeftes. Jy kom naby hom, jy sien wat sy behoefte is. Moenie net jou skouers optrek en aan die ander kant kyk nie. Doen iets vir hom. As jy sien 'n man is plat geslaan hierso, het Jesus later verduidelik in 'n gelykenis. Hy's beroof en hy lê hierso, hy's stikkend geslaan en sy goed is gevat. Wat nou? Nee, kyk liewers ander kant toe, sê die priester. Kyk liewers ander kant toe, sê die leviet. Hierdie kerkmense, hulle gaan praat by die kerk en sê, Here, Here. Maar hier waar hulle iemand moes help, doen hulle niks nie. Wat sê Johannes die Doper? Hy sê, julle wat soldate is, as jy jou wil bekeer, gaan jy moet jou gedrag verander en nie mense afpers en mense dreig nie. Dan gaan jy op 'n ander manier met mense werk. En jy wat 'n tollenaar is, sê Johannes, hy sê, jy gaan nou, as jy sê jy het bekeer, dan gaan jy nou put your money where your mouth is. Dan gaan jy regmaak waar jy verkeerd gemaak het. Dan gaan jy teruggee waar jy gesteel het. Dan gaan jy verander en jy gaan nie van mense iets afpers wat jy nie moet nie. Jy gaan nie onnodige wins wil maak nie. Jy gaan nie probeer ander se geld vat nie. Nee, nou gaan jy eerlik word. Dat is konsekwensies. As jy sê ja vir Jesus, beteken dit nee vir die sonde en jy gaan nou jou rug draai daarop en jy gaan nie terugkyk nie. Paulus skryf vir Timoteus, hy sê, jong man, jy moet weet, daar's baie mense wat 'n gedaante van godsaligheid het. Hulle lyk na sulke godsdienstige mense. Maar hulle het nie die krag van godsdienst nie. Hulle het nie die krag van God nie. Hulle het nie die Heilige Gees se werking in hulle lewe nie. Maar kyk maar 2 Timoteus 3 vers 15. Hy sê hulle gee voor. Hulle sê ja. Hulle sê Here, Here. Maar en op die ou end, hulle doen nie die wil van die Vader nie. Hulle is nie besig om regtig met die krag van God mense te bedien en te help om te verander nie. Daar's ook Jakobus het dit baie sterk gestel. Hy sê, jy moet nie sê jy's 'n gelowige en jy dra nie vrug nie. Help nie jy sê Here, Here en ek sien niks daarvan nie. Geloof sonder werke is dood, skryf hy. Geloof sonder werke is dooie geloof. Daai geloof beteken niks. As jy sê jy glo, wys dit. Doen dan iets daaromtrent, dat mense dit kan sien, kan agterkom, hier het iets verander. Ek sê ons antwoord baie maklik, ja,
En dan doen ons nee. Vat nou maar net in huwelike, het ek het baie keer gesien. Ons staan voor die kansel. Ons staan voor God se aangesig. En ons beloof trou aan mekaar. En net nou kom daar 'n versoeking. Dan begin ons toegee. Dan kyk ons met 'n ander oog om te begeer. Dan raak ons agteraf skelm en oneerlik. Knyp ons, soos hulle sê, die kat in die donker. Ons het beloof ons gaan getrou bly aan mekaar. Nou ignoreer ons mekaar. Nou het ons nie meer tyd vir mekaar nie. Nou het ek tyd vir iemand anders. Nou het ek tyd vir my eie dinge, maar ek offer nie meer op vir my maat nie. Dit is my so wonderlik, het ek hierdie afgelope week hoor ek 'n getuienis van iemand wat 60 jaar getroud is. Sê, ja, daar was tye dat ons amper mekaar gelos het. Maar dan weet ons het voor die Here 'n belofte afgelê, maak nie saak hoe ons voel en wat sy aan my gedoen het en hoe hy gesê het en wat gebeur het nie. Ons moet bly by ons belofte. Ons het ja gesê, ons moet nou ja doen, ons moet maar weer regmaak, ons moet weer vergewe, ons moet weer vryspreek, ons moet maar weer teruggaan na mekaar toe. En ons mag mekaar nie los nie. Iemand anders, wie ek gesien het vorige week, sy het gesê, by better or by worse, sickness or health, until death depart. Hoe sy haar man versorg het, met die grootste liefde in sy laaste tyd, wat hy daar by die huis eintlik sterwend was. Hoe sy in liefde hierdie man van haar versorg het met al haar liefde en opoffering en met 'n goeie hart. Alles sy hoe dingerig, het sy hom opgetel, sy hom gehelp, het sy hoe alles gedoen om by haar trou belofte haar ja te maak. Dis waar dat ons maak 'n belofte in die kerk. Ons sê, ja Here, ek wil 'n lidmaat wees van die kerk, en dan sê ek, Here, ek sal hierdie belofte voor U maak, ek sal inskakel by die kerk, ek sal U naam openlik bely. Gaan kyk bietjie wat beloof ons, as ons 'n lidmaat word van die kerk. Dan vra ek myself af, wat gebeur na jong mense belydenis van geloof afgelê het en hulle het bely, hulle is nou Christene en hulle gaan Jesus volg. Ja. Dan sal hulle net weg. Hulle is nie meer by die kerk betrokke. Nee, ons wil nou eers ons studente daar geniet. Ons wil nou eers 'n bietjie afdwaal en 'n bietjie die wêreld leer ken. Ons het ja gesê, maar ons kom nie eintlik nou meer in die kerk nie. Ons het ja gesê, ons gaan die Here dien, maar ons het nie nou eintlik tyd vir hom nie. En ons begin nee lewe. Maar ons praat maklik ja, en ons wil aanvaar word, en ons wil die regte goed sê, en ons wil die aannemingsklere tog nou nie mis nie, en ons wil nie die geleenthede mis, wat van die mense nou sê ons maar ja, maar ons doen nee. Iemand vir leierskap het ook voor God gestaan. Die pastoor of predikant het vir jou gevra, gaan jy hierdie werk doen, ouderling, diaken, kleidgroep leier, watse leier, watse bedieningsleier, waar ook al, gebedsleier, gaan jy dit doen getrou? Ja. En dan wat gebeur na 'n ruk? Nee. Ek weet nie waar hy is nie. Hy was nou lanklaas hierso. Hy het ons nog nie ooit weer kom opvolg. Hy het nie kom besoek nie. Hy weet nie waar hy is nie. Bid jy nog, soos jy beloof het, vir daai mense wat God aan jou toe vertrou het? Is jy nog naby hulle harte? Praat jy met hulle? Bedien jy hulle? Jy sien, dit kan nie, help nie ons sê ja vir leierskap, en dan is dit vir posisie en vir aansien, en om net aanvaar te wees, maar ons doen dit nie, ons is nie besig om uit te reik en leiding te gee en voor te stap en mense entoesiasties na Jesus toe te lei nie. Dis een van die groot goeders wat ons ook weet, hoe maklik gebeur dit nie. Ons kinders aan die Here toewy. Ons seën hulle in, ons maak 'n verbond met God, ons doop hulle, ons maak 'n ooreenkoms en dan lê ons 'n belofte af om hierdie kind vir Jesus groot te maak. Om hierdie kind na Jesus toe te lei. Om hierdie kind van die Here te vertel. En dan vra ek vir jou, hoeveel ouers wat hierdie belofte oor hulle kinders gemaak het, lees nie meer Bybel vir hulle kinders nie, praat nie met hulle oor die Bybel nie, bid nie saam met hulle nie, bid nie vir hulle nie.
help hulle nie deur hulle krisis nie, staan hulle nie by nie, het begin afwesig geraak, het begin afsydig geraak, jy's nie meer so 'n prioriteit in my lewe nie, my kind, hier's probleme, ek is eintlik nou 'n bietjie dik vir jou, en ek wil jou nie meer sien nie, en ek hou my een kant weg van jou. Dis wat ouers per ongeluk doen. Hulle beloof, ja, ons sal hierdie kind aan die Here toewy, en dan na die tyd, dan doen ons dit nie. So, kom ek lees vir jou hoe Jesus nou eintlik hieroor voel, want hy het baie duidelik hieroor gepraat. Ek lees vir jou wat staan in Matteus 21 vanaf vers 28. Jesus vertel hierdie verhaal. Daar was 'n man met 2 seuns. Nou, as jy nou dink aan die storie, dan gaan jy sien hoe hierdie 2 seuns verkeerd optree, want die een sê ja, dan doen hy nee, en die ander een sê nee, dan kry hy berou, dan doen hy ja. Goed, kom ek lees. Daar was 'n man met 2 seuns. Hy het vir die een gaan sê, seun, gaan werk vandag in die wingerd. Ek wil nie, antwoord hy. Maar later het hy spyt gekry en tog gegaan. Die man het toe na die ander seun toe gegaan en vir hom dieselfde gesê. Hy het geantwoord, goed pa, maar hy het nie gegaan nie. Wie van die 2 het gedoen wat hulle pa wou hê? Hulle sê toe, die eerste. Toe sê Jesus vir hulle, dit verseker ek julle. Tollenaars en prostituie gaan eerder as julle in die koninkryk van God in. Johannes het gekom om julle die regte pad te wys, en julle het hom nie geglo nie. Maar tollenaars en prostituie het hom geglo. Maar selfs toe hulle dit sien, het hulle nie agterna berou gekry en hom geglo nie. Jesus vertel dat hierdie is 'n probleem ook in sy dag gewees, dat mense maklik ja sê. Ja pa, ek sal vir u werk, ek sal in die gemeente betrokke wees, ek sal u dien, ek sal u volg, ek sal vir u getuie wees, maar hulle doen dit nie. Hierdie een seun het gesê, ja pa, ek gaan in die wingerd werk, ek gaan u opdragte uitvoer, ek sê ja, want ek gaan dit doen. En wat gebeur dit? Hy doen dit nie. Hy het op die ou en dit nie gedoen nie. Hierdie ander seun, hy sê sommer reguit, hy's eerlik. Hy sê nee, gaan nie. Seker maar wat se verskonings ook al moeg, eie dingetjies, eie programmetjie, ander dinge wat hy, nee, ek het nou hierdie ding wat ek kyk, daai program wat ek volg, hierdie ding op my foon, hierdie ding, hierdie dat. En toe kry hy berou. Besef jy, maar dit is verkeerd wat ek doen, dit is nie reg nie. En hy is jammer en hy het berou en toe gaan doen hy ja. Nee gesê, maar toe besef hy is 'n fout. Toe kom hy tot bekering. Toe gaan hy en hy gaan doen wat sy pa gesê het. En nou sê Jesus, jy weet, dis eintlik met die tollenaars en die prostituie. Hulle is eintlik hierdie mense wat nee gesê het, want hulle het in sonde gelewe, hulle wil niks met godsdienste doen nie, hulle luister, hulle hoor God se roepstem, maar hulle gaan aan met hulle sonde, en toe kry hulle berou, dat hulle rug op God gedraai het, en toe kom hulle gee hulle oor, kom tot bekering, en nou werk hulle in die Here se diens. Dink aan Maria Magdalena, uit wie Jesus duiwels uitgedryf het, hoe sy vir Jesus gedien en gevolg het daarna. Sy het tot berou gekom, hierdie vrou het by sy voete gaan huil het en gesalf het besef sy het sonde, en hoe sy daarna vir Jesus wil lewe en vir hom wil werk. Dit is die verskil. As jy ja sê, moet jy ja doen. Dink aan daai vrou wat Jesus by die put gekry het, en hy het gesê, ek wil vir jou die water van die lewe gee. En sy sê, Here, waar kan u vir my water gee? U het nie eens 'n skepting nie, ek is 'n Samaritaan, jy's 'n Jood, en ons het nie gemeenskap met mekaar nie. En sy begin 'n politieke argument hê, en sy begin naderhand, begin sy argument oor waar mens moet aanbid, 'n godsdienstige argument, is nou groot doop of klein doop, of is dit nou dit, of is dit nou dat, allerlei redenasies. En dan sê Jesus vir haar, gaan roep jou man. En dan help hy haar om te besef, jy het 5 mans, maar die wie jy nou by saam bly, is ook nie jou man nie. En sy besef haar sonde. Sy besef, sy sê eintlik nee vir God. En sy het berou. En sy maak reg.
En sy hartloop daarvandaan is hy 'n nuwe mens, sy gaan doen ja, sy gaan na die dorpie toe, sy roep al klop mans, sy gaan roep al die mense daar, sy sê, kom, ek het die Messias, ek het vir Jesus gevind, het my lewe verander, kom. Kan jy sien, dit is om te besef, ek sê eintlik nee met my lewe, en nou verander dit, en ek begin ja doen. Jesus het ook verduidelik by 'n ander geleentheid. As jy jou hand aan die ploeg slaan, dit het hulle nog geploeg met 'n handploeg waar jy hierdie houtskare in die grond moet druk. As jy jou hand aan die ploeg slaan, jy kyk agtertoe, is jy nie geskik vir my koninkryk nie. Jesus sê, as jy vir my wil lewe, moet jy vir my werk. Dan moet jy wys, jou ja is jou ja, dan moet jy gaan doen wat jy sê. Prostituie, hulle deur welis was hulle beheer. Hulle het vir die duiwel en vir sonde gelewe. Hulle het nee gesê vir God, maar hulle het berou gekry en hulle gaan regmaak. En hulle het vir God begin lewe en begin dien. Selfs met die tollenaars. Een was beheer deur die welis God, die tollenaars deur die geldgod Mammon. Hulle was oneerlik en skelm en het kyk waar hulle kan onder die tafel deur geld kry en hoe hulle op maniere kan afpers en hoe hulle mense kan melk om geld uit hulle uit te maak. En toe besef hulle, maar weet jy, ek is eintlik, doen ek nie wat God sê nie. En ek het berou, en ek sê ek is jammer, en nou lewe ek vir Jesus. Besef ek het nee gesê, nou sê ek ja. Saggeus sit daar bo in daai boom en Jesus roep hom af en hy sê, vandag, jou dag aangebreek. Vandag gaan ek in jou huis kom, ek wil by jou wees, ek wil met jou praat, sondaar, oneerlike, skelm, hooftollenaar. En dan sê hy, ja Jesus, ek het altyd nee gesê, ek het nie vir my aan God en sy gebod gesteer nie, maar ek het gesondig en ek besef dit en ek maak nou reg. En ek wil vir u nou nooi om al my vriende ook met hulle te praat en ek gaan 'n ete hê en u moet nou saamkom, kom asseblief net saam met my. En hy staan daar tussen daardie klomp skelms op met Jesus wat hier by hom is en hy sê, weet julle wat het Jesus nou vir my gedoen? Ek het vir hom ja gesê. En nou wil ek hierdie ja uitlewe. Put my money where my mouth is. Ek wil die helfte van my goed, wil ek nou vir die armes gee. Ek wil vir elkeen wat ek oneerlik behandel het en afgepers het en geld van gevat het, wil ek vir jou 4 dubbel teruggee. Jy sien, dit is om ja te sê. Dit is om bekeerd te word. Om jou ja te maak. Jy sien, baie mense dink, jy word 'n Christen en dan gaan sit jy op die gemakstoel en dan ontspan jy. Jy's op 'n plesierboot. Dra drankies en eet goed aan, lê daar in die son en bak. Jy hoef niks te doen nie. Nee, die Bybel leer vir ons, jy is op 'n oorlogskip. Ons is in 'n stryd nie teen lig, teen mense nie, maar teen die duisternis. 'n Stryd tussen lig en duisternis. Die bose geeste en die magte en die owerhede van die bose. En daarom moet ons weet, ons is in 'n oorlog. En daarom is hier nie plek vir nou van rustig wees en agteroor sit in my gemakstoel nie. Jy gaan kyk hoe lyk 'n vliegtuigskip. Elke een het sy werk. Hierdie voorsien die vliegtuie, hierdie een laai die bomme, hierdie een is op die radar, hierdie een ek vind uit presies waar die bomme gegooi moet word, hierdie ene is die vlieënier wat dit gaan doen, hierdie ene vang die vliegtuig as hy terugkom. Elkeen het sy werk, hulle werk hard. Wat sê Jesus is sy wingerd? Hoe lyk sy wêreld? Hy sê dis 'n wingerd waar jy werk. Kom werk vandag in my wingerd. Jy die hand aan die ploeg slaan. Jy gaan moet werk, jy gaan moet sweet. Dit gaan jou iets kos. Dis nie 'n gemaksigtige speletjie hierdie nie. Godsdiens vra iets. Jy gaan moet opoffer. Jy gaan moet weet jy sit op 'n oorlogskip, nie op 'n plesierboot nie. Ja, en wat lees ons? Jesus sê as Lukas 9:23, toe het hy vir almal gesê, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon. Sê ek ken jou nie my belange nie. Hy moet elke dag sy kruis opneem, waarin hy self hang, hy sterf in homself, en dan moet jy vir Jesus volg. Dan doen jy wat Jesus sê, nie meer waarvoor jy lus is nie.
Interessant, die boodskap vertaal dit nogal mooi. Lukas 9:23 sê hy, dit is baie moeilik om een van my volgelinge te wees. Om dit reg te kry, moet jy jou eie belange tweede stel. Jy moet as ware jou doodsvonnis teken deur elke dag jou kruis op te tel en agter my aan te stap. Dis wat Christendom beteken. Ek sê ja, en maak die saak wat die opoffering is, die vervolging, die teekatte, die probleme. My tyd is u sin, my lewe is u sin. Ek wil doen wat u wil hê. En dan wat sê hy? Geen plek vir verskonings nie. Gaan werk vandag. Nie môre, oormôre, gaan werk vandag. Daar's vandag iets in die wingerd, onkruid, water, bemesting, oes, trosse afpluk. Daar's iets wat vandag moet gedoen word. Vra die Here, hy sal vir jou lei. Maar gaan sê ja vir die Here met jou hele hart en jou hele lewe. Kom ons bid. Here Jesus, ek wil net kom aanmeld opreg met my hele lewe en my hele hart, my geld, my tyd, my gawes, alles wat ek het, sê ek ja vir u, Here Jesus. Kom help my Heilige Gees om hierdie ja uit te lewe elke dag.